Goeiemôre gemeente. Ek wil begin deur sê, gelukkige Vadersdag vir al die paas. Ons het hierna na die diens het ons 'n bietjie van 'n verrassing vir julle met lekker eetgoed en soos ons vra dat julle ons na die erediens sal kom ondersteun daar en so kom saam 'n koppie tee drink en ietsie eet. Julle mag dalk wonder hoekom ek vanoggend hier staan en Jair hulle is hierso. Jair en Liesel hulle het hierdie week met klein Ellery by die hospitaal gewees. Ons is baie bly dat julle vandag terug is, dat dit beter gaan met Ellery. Ons glo en vertrou dat sy ook gesond sal bly. Ons dink dan ook vanoggend aan Chris die Jager wat ons ook gehoor het in die hospitaal is op die oomblik en met wie het ook nie lekker gaan nie. En dan Jair het gevra, hy wil net ietsie gou gesê oor die sop en sherry. Ons gaan vandag so 'n bietjie kyk na Hagar en Ismael se verhaal en ons sien in die Bybel dat Hagar haarself met tye vreesbevange in die woestyn bevind. En veral in ons sleutelteks sien ons hoe sy benoud besef dat sy en haar seun sonder water is en dat hulle moontlik in die woestyn kan sterf. En ons self bevind onsself met tye in woestyntye. Maar ons weet ook dat Christus die een is wat vir ons die lewende water kom gee. So kom ons begin vanoggend deur ons afhanklikheid van God te erken met ons eerste lied. En ons gaan lied 163 sing en ons kan dit sommer sittend sing. Thank
vandag is Genesis 21 vers 1 tot 21, maar om ook die teks te verstaan, moet ons kyk wat in die hoofstukke voor dit gebeur. Ons sien in Genesis 12 hoe God dan nou vir Abraham roep om weg te trek uit sy land en weg te trek van sy familie na die land wat God vir hom sou wys. En God sê dan nou ook vir Abraham dat hy van hom 'n groot nasie sou maak. Maar op daardie stadium was Abraham nou al 75 jaar oud en hy en Sarai het nog nie kinders gehad nie. Tog het Abraham gedoen wat God van hom gevra het. En 10 jaar later sien ons dat Abraham en Sarai het nog nie kinders gehad nie. En dit bring ons by vanoggend se wotum waar God dan nou 'n verbond met Abraham sluit. Ons wotum is Genesis 15 vers 1 tot 6. Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham, Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer, die man uit Damaskus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê, U het nie vir my nageslag gegee nie. 'n Slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here het tot Abraham gekom, daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat uit jou eie nageslag is, hy sal jou erfgenaam wees. Toe het die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo en die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Nou ek groet julle vanoggend in die naam van die God, wie ons selfs in ons swakheid raak sien en wie ons genadig is. En as die Here ons groet, kom ons reageer daarop met ons volgende lied, lied 200, en ons gaan dit staande sing.
Nou aan die einde van vers 6 van ons woord het ons gesien dat die Here dit goed gevind dat Abraham volgens die Here se wil gehandel het. En dit sluit aan by ons wet van vanoggend wat kom uit Eksodus 20 vers 1 tot 6. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer nie, jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Nou as skuldbelydenis vanoggend kom ons sin dan nou ook ons volgende lied 266 en ons gaan dit ook staande sing. Eksodus 20 vers 1 tot 6 is 'n herinnering dat ons gehoorsaam aan God moet wees. En ons sien in Genesis dat Abraham tussendeur hierdie oomblikke van gehoorsaamheid tog wel ook baie keer gefaal het. En dit bring ons dan by belangrike gebeure van Genesis 16 en 17. Ons gaan so 'n bietjie van dit lees, Genesis 16 vers 1 tot 13. Sara het nog nie vir haar man Abraham 'n kind in die wêreld gebring gehad nie. Sy het 'n Egiptiese slavin met die naam Hagar gehad. Toe sê Sara vir Abraham: "Die Here het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hê. Gaan slaap by my slavin. Miskien bring sy 'n kind in die wêreld wat my eie kan word." En Abraham het saamgestem met sy vrou. Abraham was al 10 jaar in Kanaan, toe Sarai, die vrou van Abraham, self vir Hagar, haar Egiptiese slavin, gevat en vir haar man Abraham as vrou gegee het. Hy het by Hagar gaan slaap en sy het swanger geword. Toe sy agterkom sy is swanger, het sy haar eienares geminag. Toe sê Sarai vir Abraham: "Jy dra die skuld van hierdie onreg wat ek moet verduur. Ek het my slavin vir jou gegee om met haar gemeenskap te hê, en nou dat sy agterkom sy is swanger, minag sy my. Mag die Here hierdie saak tussen my en jou
uitwys. Maar Abraham sê vir Sarai, jou slavin staan onder jou, doen met haar soos jy goeddink. Sarai het haar slavin toe sleg behandel en sy het weggeloop. Die engel van die Here het toe vir Hagar ontmoet by 'n fontein in die woestyn. Die fontein langs die pad na Sir toe en vir haar gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? Toe antwoord sy, ek loop van my eienares Sarai af weg. En die engel van die Here sê vir haar, gaan terug na jou eienares toe en onderwerp jou aan haar gesag. Verder het die engel van die Here vir haar gesê, ek sal jou nageslag so baie maak, dat hulle te veel sal wees om te tel. En toe sê die engel van die Here ook nog vir haar, kyk, jy is swanger, jy sal 'n seun in die wêreld bring, jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou swaar kry gehoor. Jou seun sal 'n man wees, so ontembaar soos 'n wilde donkie. Hy sal teen almal wees, en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef met sy bloedverwant. Hagar het toe die naam van die Here, wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê, U is 'n God wat my sien. Hier het ek hom gesien, wat my gesien het. Dan ook Genesis 17 vers 23 sien ons, op daardie selfde dag het Abraham sy seun Ismael gevat en al die slawe wat in sy besit gebore is, en ook die wat hy met geld gekoop het, elke lid van die manlike geslag in sy huis, het hy hulle besny, soos God vir hom gesê het. Nou ons sien hoe Sarai nog steeds nie 'n kind het nie, nog steeds nie die kind het wat God vir haar en Abraham beloof het nie. En sy besluit dan nou om self iets omtrent dit te doen. En het is interessant om te sien dat Abraham nie eers stry nie, hy stem net in. En hulle menslike plan draai nou ook suur dan uit en Hagar vlug woestyn toe. Maar ons sien ook dat ten spyte van die feit dat Hagar se swangerskap uit ongehoorsaamheid en ongeduldigheid van Abraham en Sarai kom, en ook ten spyte van die feit dat Hagar juis moes vlug omdat sy Sarai geminag het, is dit die engel van die Here wat uitreik na Hagar daar in die woestyn en haar daar ontmoet. En sy roep God dan nou aan as El Roi, die God wat my sien. Maar alhoewel God haar swaar kry gesien het, sê die engel van die Here dan ook in vers 12, dat Ismael, hierdie seun wat uit ongehoorsaamheid gebore word, dan ook soos 'n wilde donkie sal wees en in vyandskap met ander sal leef. Maar dan sien ons verder in Genesis 17 dat Abraham en Sarai kry dan nou hulle nuwe name van die Here af, Abraham en Sara. Maar ons sien ook verder af in Genesis 17 dat wanneer God die besnydenis inbring as teken van die verbond, dat selfs Ismael, hierdie kind uit ongehoorsaamheid, hierdie kind uit 'n Egiptiese vrou, ook besny word en so ook deel vorm van hierdie verbond. En dit is belangrik want ons weet dat Paulus dan nou ook in die Nuwe Testament, in Romeine 1 vers 16 sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. En dan ook in Romeine 10 vers 12 tot 13, niemand nie, dit maak dis geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is die Here van almal. En hy seën almal wat hom aanroep ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En daar's nog voorbeelde in die Nuwe Testament waar Paulus iets soortgelyk sê. Maar wat dit op neerkom, is dat Ismael se insluiting as 'n kind wat gebore is uit 'n Egiptiese vrou, sy insluiting by hierdie verbond is dan ook 'n vooruitwysing dat dis nie net beperk net tot die Jode nie, maar God se verlossing is eintlik vir almal wie in hom glo. En ons weet dan nou ook dat die besnydenis dan nou in Christus
vervang word met die doop. En Lied 292 se woorde is so mooi wat sê, die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God, die Vader, laat wees. Die doop kom sluit ons in. So kom ons reageer dan ook op hierdie genade vanoggend, juis met Lied 292, en ons gaan dit sittend sing. Nou intussen word Isak, die seun wat God vir Abraham en Sara beloof het, uiteindelik gebore. En dit bring ons dan by die sleutelteks van vanoggend. Maar voor ons saam lees, kom ons bid eers saam. Here, ons kom vanoggend voor U en kom erken dat ons onsself baie keer in woestyntye vind. Maar dat U die een is wie ons daar kom vind waar ons is. Ons vra dat U met ons sal wees deur hierdie erediens, Here, dat U met ons sal praat deur die woord. Open ons oë en ore, Here, open ons harte. En kom spreek tot ons. Ons vra dit alleen in U naam. Amen. Genesis 21 vers 1 tot 21. Die Here het aan Sara gedink soos hy beloof het. Hy het sy belofte aan haar nagekom. Sy het swanger geword en in Abraham se ouderdom vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Dit het gebeur op die tyd wat God vir Abraham beloof het. Hy het die seun wat vir hom gebore is, die een wat deur Sara in die wêreld gebring is, Isak genoem. Soos God vir Abraham beveel het, het hy Isak besny toe hy 8 dae oud was. Abraham was 100 jaar oud toe sy seun Isak gebore is. Sara het toe gesê, God het gemaak dat mense vir my lag. Elkeen wat van Isak hoor, sal vir my lag. Sy het verder nog gesê, wie sou vir Abraham kon sê dat Sara seuns aan haar bors sal voed? Ek het in sy ouderdom 'n seun in die wêreld gebring. Die kind het groot geword en die dag toe hy gespeen is, het Abraham 'n groot fees gehou. Toe Sara die seun wat Hagar, die Egiptiese slavin vir Abraham in die wêreld gebring het, sien lag, sê sy vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie. Abraham het terwille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê het. Maar God het vir Abraham gesê, moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word. Tog sal ek die seun van die slavin 'n nasie laat word.
want hy is jou kind. Vroeg die volgende môre het Abraham kos gevat en 'n velsak water en dit vir Hagar gegee. Hy het dit saam met die kind op haar rug gesit en haar weggestuur. Sy is toe weg en het in die Berseba-woestyn rondgeswerf. Toe die water in die velsak opraak, het sy die kind onder 'n doringbos neergesit en 'n entjie daarvandaan gaan sit, omtrent so ver as 'n mens met 'n pyl en boog kan skiet. Want sy het gedink, ek wil nie sien as die kind doodgaan. Terwyl sy so daar sit, het sy begin huil. God het die kind hoor huil. En die engel van die Here het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê, wat is dit, Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die kind waar hy lê gehoor. Staan op, tel die kind op en troos hom, want ek sal hom 'n groot nasie maak. Toe het God haar oë oopgemaak en sy het 'n put met water gesien. Sy het die velsak vol water gaan maak en vir die kind water gegee. God was by die kind en hy het groot geword. Hy het in die woestyn gewoon en handig geword met die pyl en boog. Hy het in die Paran-woestyn gewoon en sy ma het hom met 'n vrou uit Egipte laat trou. Nou ons sien dat Abraham 100 jaar oud was toe Isak gebore is. Met ander woorde, vandat God vir Abraham gesê het hy van hom 'n groot nasie gaan maak, het dit 25 jaar gevat voordat Isak gebore is. En ons het nou gesien in Genesis 16 dat die engel van die Here vir Hagar gesê het dat Ismael in vyandskap met ander sal leef, in vyandskap met sy bloedverwante sal leef. En ons beleef 'n stukkie daarvan hier in Genesis 21 vers 9. Nou die 1983 vertaling wat ons vanoggend gelees het, praat nie daarvan dat hy gelag het, maar as ons dieper in die vertalings ingaan, sal ons sien dat dit eintlik 'n spottende lag was. En dit is hierdie optrede deur Ismael wat Sara dryf om vir Abraham te sê om Hagar en Ismael weg te jaag. Nou ons sien dat Abraham baie sleg daaroor gevoel het omdat Ismael sy seun is. Maar ons sien ook dat God vir Abraham kom gerusstel en sê hy kan dit maar doen want hy sal van Ismael 'n groot nasie maak omdat hy sy seun is. So God kom beloof nog steeds sorg vir Ismael. Abraham gee dan nou vir hulle kos en water en hy stuur hulle weg en ons lees dat hulle dan in die Berseba-woestyn rondgeswerf het. Nou dit moet bitter erg wees. Hier is Hagar en haar seun weggejaag, verwerp. Hulle sonder heenkome in die woestyn, hulle is weerloos. Met net die kos en die velsak water wat Abraham vir hulle gegee het. Hoegenaamd nie die erfporsie wat Ismael sou kon verwag as sy oudste seun nie. Nie net moet Hagar hierso worstel met die emosie van haar verwerping nie. Sy moet worstel met die realiteit dat sonder water gaan sy en haar seun sterf. En ons lees hoe sy dan nou vir Ismael onder 'n doringbos sit en 'n eind verder gaan sit want sy sien net nie kans om te kyk hoe haar kind sterf nie. En sy kan niks omtrent die situasie doen nie. Dieselfde Hagar wat ons vroeër nou ook gesien het, toe sy haar ook in die woestyn bevind het, die een is na wie die engel van die Here uitgereik het, wie God raak gesien het, sy wat God aangeroep het as die God wat my sien. Dieselfde Hagar roep nie hier uit na God nie, sy sit net en begin huil. Wat ons wel dan sien is dat Ismael se naam wat beteken God luister of God hoor, dit is Ismael wat God dan nou hoor huil. En dit is hy wat dan nou uitreik na Hagar en haar troos en sê, moenie bekommerd wees nie, ek het die kind oorhuil.
En God kom bevestig dan net weer dat hy van Ismael 'n groot nasie gaan maak. En dan sien ons, maak God haar oë oop sodat sy die pitwater kan sien. Hulle was albei op die randjie van die dood, maar God kom gee vir hulle lewegewende water. En ons sien dat God by die kind was. Maar wat ons ook interessant lees is, dat die kind, soos hy groot geword het, hande geword het met die pyl en boog. Instrumente van oorlog en dood. Wat weer eens aansluit by Genesis 16, wat sê dat hy in vyandskap met ander sal leef. Maar net so belangrik, die laaste gedeelte van ons teks vanoggend kom sê dat Hagar vir Ismael 'n vrou uit Egipte gekry het. Nou ja, Hagar self was 'n Egiptiese vrou gewees, maar wat dit op wys is dat ten spyte van God se sorg en genade vir hulle, val sy maar weer terug na dit wat sy ken. En hier kom gee sy vir Ismael, 'n seun van Abraham, 'n vrou uit 'n heidense gebied. Maar wat vertel die verhaal van Ismael en van Hagar vir ons vandag? Dit kom vertel vir ons dat God se beloftes nie altyd volgens ons tydlyn loop nie. Dit kom vertel vir ons dat wanneer ons ongeduldig raak en dit probeer aanjaag, dinge nie altyd ook so goed uitwerk nie. Maar ons sien ook dat God is die een wie eerste na ons uitreik. Die een wie ons sien, die een wie ons hoor, die een is wie vir ons genade bewys. En dit is daardie tipe genade wat ons baie dankbaar voor kan wees, want ons bevind onsself gereeld op plekke waar ons van genade afhanklik is. Maar dit is ook daardie tipe genade wat ons baie keer moeilik vind, veral wanneer God genade betoon aan iemand met wie ons nie saamstem nie. Maar wat dit ook vir ons kom sê is, dat ons kan nie vir God voorskryf aan wie hy genade betoon of nie. Ons moet besef dat ander net so afhanklik van genade soos ons is. Dis 'n groot kopskuif wat ons moet maak. Maar hierdie verhaal is ook belangrik om ons te kom herinner hoe belangrik dit is om gehoorsaam aan God te wees. Leef ons soos Hagar en Ismael wat maar terugval na die ou manier van leef, of leef ons soos Abraham en Sara wie ten spyte van hulle foute aan God bly vasklou en nadat hulle fout maak maar weer terugkeer na 'n plek van gehoorsaamheid. Want gehoorsaamheid het ewigheidswaarde. Nou Abraham se dade van gehoorsaamheid is dan ook soos die druppels van die rimpel op 'n dam uitkring en wat groot gevolge op die toekoms sou hê. Want uit Isak se nageslag is Jesus die verlosser dan nou ook gebore. 'n Geslagsregister vol gebroke mense, wie almal maar genade nodig gehad het, maar wie ook deur God gebruik is in sy groot verlossingsplan. Maar in Abraham se lewe sien ons ook interessante voorbeelde waar gehoorsaamheid 'n groot uitwerking op die toekoms gehad het. Ons lees dat Abraham was 'n vreemdeling in die land wat God vir hom en sy nageslag beloof het. Maar ons sien ook dat die gevolge van sy gehoorsaamheid groot impak gehad het. Ons lees in Genesis 4 van 4 altare wat Abraham gebou het. En dit het hy gebou in hierdie vreemde plek wat God wou gee as die beloofde land. Hierdie 4 altare sou dan later ook plekke van groot belangrikheid word. Die altare was in Sichem, naby Beth-el en Ai, Hebron en Moria. Nou by Sichem sal ons verder sien in Genesis 37 vers 12,
dat Josef na Sichem is na sy broers, waar hulle hom dan ook verkoop het en wat later uitgeloop het op die volkse slawerny in Egipte. Maar ons sien ook in Josua 24 dat dit die plek is waar die verbond weer hernie is. Naby Bet-El en Ai sien ons dan in Josua 4 vers 19 dat met die volk se terugkeer uit slawerny uit Egipte, hulle dan op droëgrond deur die Jordaan gekom het, naby Gilgal, wat dan ook naby aan Bet-El en Ai is. En Ai is dan ook die plek waar die volk as gevolg van ongehoorsaamheid 'n groot nederlaag gehad het en hulle dan later die stad wel kon oorwin toe hulle weer gehoorsaam aan God is. Hebron. 2 Samuel 2 vers 4 sien ons dat Dawid word in Hebron deur die burgers van Juda gesalf tot koning. En dan Moria. Moria is waar die altaar gebou is waar Abraham vir Isak moes gaan offer. En ons sien dan in 2 Kronieke 3 vers 1 dat die berg Moria is waar Salomo se tempel gebou is. Met ander woorde waar Jerusalem dan nou ook later gebou is. En Jesus word gekruisig op Golgotha wat buite die stadspoorte van Jerusalem is. So hier in dieselfde area waar Abraham die altaar bou om Isak te offer, is waar Jesus vir ons geoffer sou word. So ons sien dat hierdie 4 altare plekwysers was van iets baie groter in God se plan. Hierdie klein dade van gehoorsaamheid het groot waarde gehad. Ons teks kom herinner ons ook dat ons in alles gehoorsaam moet wees, selfs in die klein dingetjies. Ons mag dalk dink dit is nietig, maar God kan selfs dit gebruik as die beginpunt van iets groot. Nou kom ons dank God vir hierdie genade met ons volgende lied. Ons gaan lied 286 sing en ons gaan dit sittend sing. Here, ons kom vanoggend en ons kom erken dat ons ook mense vol foute is, net soos al hierdie persone wie ons in die Bybel van lees. En Here, ons is so dankbaar vir u genade, dat u nog steeds vir ons lief is, nog steeds vir ons sorg, nog steeds die een is wie ons sien, wie ons hoor. Maar Here, ons is so gou om nie te verstaan wanneer u vir ander ook genade betoon, wanneer ons nie met hulle saamstem nie. Help ons om ook met ander oë na onsself en na ander te kyk en te sien dat u die een is wat vir ons almal lief is, vir ons almal sorg. Maar Here, ons kom ook en vra dat u ons sal genadig wees en sal help
Dat ons nie sal terugval op ons sondige manier van leef nie, maar dat ons keer op keer sal terugdraai en eerder in gehoorsaamheid teenoor U sal leef. En Here, met die hoeveelheid keer wat ons sondig en val, weet ons dat hierdie is 'n konstante proses wat ons moet aanpak en moet bid vir genade en vir hulp. Ons vra dat U ons sal help. Ons vra dat U ons sal seën. Amen. Daar is dan 'n geleentheid vir offergawes.
Nou net soos Hagar, Ismael, Abraham, Sarah en al die ander mense van wie ons lees in die Bybel, is elkeen van ons ook mense wat baie keer foute maak en sondig en wie ook genade moet ontvang. En Hagar en Ismael se storie kom vertel ons dat God die een is wie eerste na ons uitreik, wie ons sien, wie ons hoor, wie ons genadig is. Die vraag is, wanneer ons by die kruispad kom, watter kant gaan ons kies? Gaan ons kies om terug te val op ons ou sondige manier, of gaan ons kies om die pad van gehoorsaamheid te stap, sodat ons deur God weer skoon gewas en gebruik kan word in sy verlossingsplan vir die wêreld. Met daardie genade wat God aan ons bewys, kom ons sluit dan nou ook vanoggend af met ons slotlied, lied 510, en ons gaan dit staande sing. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.